So ons is by 'n interessante gedeelte in die teks. En ek wil hê ons moet dit weer saam lees, Openbaring 1 vers 17 tot 18. Kan ek bietjie nader kom? Ek voel nog steeds ver. Dit sê, toe ek hom sien, het ek voor sy voete neergeval soos 'n dooie. Maar hy het sy regterhand op my gelê en gesê, hou op om bang te wees. Ek is die eerste en die laaste en die lewende. Ek was dood, maar kyk, ek leef vir ewig en ewig. Ook hou ek die sleutels van die dood en Hades. Van julle vertalings daar sal sê, en die dode ryk. Amen. So daar's 'n baie goeie rede hoekom Jesus besluit het in hierdie gedeelte waar hy besluit om homself te openbaar aan Johannes. Verskyn hy voor hom en hy sien Johannes val op sy gesig neer by sy voete en hy tel op dat daar vrees in sy hart is. Nie die ongesonde vrees nie, die gesonde vrees. En dan sit hy sy regterhand op sy skouer en dan sê hy, moet nie bang wees nie. Hou op om bang te wees. En daar's 'n rede in hierdie gedeelte van wanneer Jesus homself openbaar aan Johannes, dat hy sê, hou op om bang te wees, want weet jy wat gaan gebeur? En dan kan julle nou al sê, en dan kan julle waarborg dit gaan gebeur. Jy gaan na hierdie naweekie uitstap, vuur en vlam en aan die brand gesteek, want jy weet jy dien 'n lewende God. En dan gaan daai eerste struikelblok oor jou pad kom. Dan gaan daai eerste persoon oor jou pad kom, vir wie jy dit moet deel, vir wie jy dit moet oordra. En wat gebeur is, vrees oorval jou in daai oomblik. Sien, vrees kan ons lewenslus steel op soveel maniere. Vrees is een van die slegste goed wat 'n mens kan beleef. Want vrees strek oor soveel aspekte van ons lewens. Vrees is meer as wat ons dink. Want ons vrees vir ons toekoms. Ons vrees vir die land waarin ons bly. Ek onthou toe die Bella-wet so begin verskyning maak het in die nuusgerigte, hoe bang was almal vir die kinders in die skole. Ons gaan ons kinders nie meer kan skole toe stuur nie. En toe daai optogte in Natal gebeur, toe is ons net so bang. Vrees vir ons toekoms steel ons lewenslus. As ons bang is vir wat in die toekoms vir ons lê. Vrees vir die onbekende. Ons almal ken dit, want ons almal was klein gewees en ons almal moes al in 'n donker gang afstap. Die vrees vir die onbekende was daar. Ek wil net met julle deel, ek glo nie in spooke nie, maar daar was een aand in my lewe wat ek baie naby was. Ons het in 'n huis gebly wat houtvloere gehad, maar boop die houtvloere was daar matte gewees. En ek weet nie hoe dit gebeur nie, maar die huis was so, alles was in 'n vierkant gebou met 'n leefarea in die middel, en dan reg rondom die leefarea was daar 'n gang, waar dan die kamers dan nou geconnect het. So wat beteken, daar's 'n sekere gedeelte van die vloer van die gang, waar die houtplanke reguit gelê is, lang planke onder die mat. En iewers het een van die planke losgekom, en ek stap in die gang af, en toe ek by die punt kom, en ek trap hierdie plank af, toe lig hy agter my op. Ek het baie amper in spooke geglo daai dag, want hier klim iets onder die mat uit. Daai vrees vir die onbekende. Die vrees as ek nie weet wat gaan gebeur nie. Die vrees as ek sê, Here, ek sit alles in die hande, Here, ek sit my geld en my toekoms, my werk sit ek in die hande, Here, en ek weet nie wat gaan gebeur nie. Dis 'n vreesaanjaende plek om te wees. Vrees vir mense. Dis gelukkig iets wat die Here my van genees het. Ek is nie sommer bang vir mense nie. Konflik, ja. Ek hou nie van konflik nie. Maar mense, die Here het my geseën
Maar daar is mense met 'n vrees vir mense. Ek is bang vir wat mense gaan dink. Ek is bang vir wat mense van my gaan sê. Ek is bang oor hoe hulle my gaan sien en wat se lig ek gestel gaan word. Dit bring vrees by my op en dit maak dat ek sekere besluite nie maak nie. Dit maak dat ek sekere goed van God en van Jesus Christus nie deel nie, want dalk dink hulle ek is snaaks of bietjie vreemd. Baie van ons het 'n vrees vir alleen wees. En toe ek hierdie ene tik, vra ek vir die Here, Here, is dit regtig nodig om hier te gaan? Maar ons het 'n vrees om alleen te wees. En glo dit of nie, ek self sukkel met die vrees vir alleen wees. Ek hou nie daarvan om op my eie te wees nie. Ek hou daarvan om tussen mense te wees. Ek hou daarvan om mense om my te hê en om geselskap te hê. Maar weet jy, soms wil die Here jou bietjie afsonder. En vir jou sê ek wil vir 'n oomblik net al die distractions uit jou lewe uithaal. Jy kom op 'n punt in jou lewe wat jy voel, ek het nie meer vriende nie. Ek het niemand meer wat meer aan my kant is nie. Ek praat met soveel mense en dan sê hulle, maar ek verloor my vriende een op die ander en dit voel asof ons uitmekaar uitgroei. Soms is dit die Here wat jou uit sekere groepe uithaal om jou af te sonder en te sê ek het jou nodig en ek het jou volle aandag nodig. Maar ons is soms bang vir alleen wees. En soos dat ons 'n vrees vir die onbekende het ons 'n vrees vir die bekende. Ja, ons as mense is daarom maar bang aan mekaar gesit, hè? Kessie, ons kan oor alles bang wees. As ons nie bang is vir die onbekende nie, is ons bang vir die bekende. Weet julle hoe klink dit? Ag, ek was al hier deur, ek weet wat gaan gebeur. Ek het aansoek gedoen vir daai werk en weet jy wat? Ek gaan hom nie kry nie. Weet. Ek het 'n vrees vir die bekende. Ek het 'n vrees vir dit want weet, history repeats itself. Dit gaan net weer en weer met my gebeur. Dit is mos nou maar my storie. Maar eintlik is dit omdat ek bang is dat dit wat in die verlede gebeur het, weer gaan gebeur. Ons het 'n vrees vir verlies. Ons het 'n vrees om te verloor. En die Here vat soms goed uit jou lewe uit. Goed waaraan jy baie geheg was. Vir 'n spesifieke doel en 'n rede. En ons weet nie altyd alles nie, ons weet nie altyd hoekom nie. Maar hy het 'n groter doel en 'n groter plan. En hy weet waarmee hy besig is en ons moet vertrou dat dit waarmee hy besig is 'n goeie plan. Ons het 'n vrees vir die dood. Dalk is ek nog nie reg nie. Ek het al met julle gedeel, en die van julle wat nou nie weet nie, ek sal weer so vlugtig deel. My oupa was nie die Afrikaans sou sê, hy is nie jou maat gewees nie. Hy is nie jou vriend nie. Hy's 'n baie rowwe diamant gewees. So, ek was op 'n stadium, het hulle my gemag in Amanzimtoti, van die karwagte. Ek het altyd so stuk of 10 karwagte gehad vir wie ek net omgegee het. Ek weet tot my ouma se spyt toe het ek eendag een opgevat in die woonstel in en hom gesê, kom nou bad jy het 'n bad nodig. Sy was nie happy nie, sy het die bad toe nog maar geskrob na die tyd. Maar in elk geval, 2 van die karwagte wat ek toe nou so gereeld oor omgesien het, besluit toe die een aand toe ek winkel te loop, hulle is baie dringend op soek na my selfoon en my beursie. Soos regtig dringend, hulle het dit baie nodig. En so my oupa waar hy gebly het, was nie ver van ons woonstel af nie, want my oupa en my ouma was geskei gewees. So toe dit nou gebeur, toe besluit ek dit help nou nie, ek gaan kry my ouma uit die bed uit nie. Sy gaan nie nou veel vir my beteken nie. Ek hardloop toe om na my oupa toe. In elk geval ek kry hom toe wakker en ons ry toe deur die dorp en ons kry hulle toe nou nie. En hy sê toe vir my, as ek hulle sien, moet ek net vir hom wys wie dit is. Hy sal hulle uitsort. En ek weet mos nou nie, ek het net gedink hy gaan vir hulle 'n stern talking toe gee. Nee, so toe wys ek hom en hulle het weggeraak. Ek het hulle maande later het ek hulle weer gesien. Ek weet nie waar hulle was nie.
Ja, nee. So my oupa het 'n bikersbar gehad. Hy het 'n bikersbar besit. En ek onthou ek het party naweke daar uitgehelp, kos gemaak en ag en dan breek daar gevegte uit en al wat ek net gryp is glase en sit neer en ek ken daai kant van die lewe ook. Ek weet hoe dit lyk. Maar my oupa het nie die Here gedien nie. Sy lewe was ver weg van die Here af. En as hy met hom probeer praat het, kon jy agterkom, maar daar's kwaad en daar's seer. En ek wil nou nie 'n lang storie te lank uitrek nie. Maar hy het siek geraak en hulle vermoed hy het kanker gehad in sy maag en dit het versprei en hy het opgeblaas en ek het die voorreg gehad om op 'n stadium met hom te praat en vir hom te vra, oupa, wat gaan aan? Waartoe gaan oupa as oupa se laaste asem hier uitblaas? En sy woorde aan my was as hy moet hemel toe gaan. Want hy's nou al reeds deur die hel, so al wat vir hom oor is die hemel. En ek sê toe vir hom, nee oupa, dis nie hoe dit werk nie. Daar's 'n ander manier, daar's 'n ander way hoe ons die dinge doen. En dit was so 2-3 gesprekke en hoe meer ons die gesprekke gehad het, hoe meer kom ek agter hy raak bewoe en hoe meer kom ek agter daar's eintlik seer. Eintlik het hy seer gekry in die kerk toe hy baie jonk was. En hy het 'n probleem met kerkmense en hy wil nie kerk toe gaan nie. En ek vertel nie hierdie storie om simpatief met julle te kry nie, maar hy het 'n vrees gehad om dood te gaan. Ek het 'n kontak gemaak met 'n pastoor in Amansimtoti, wie ek nog ken en dit by hom gaan kuier en my ma vertel my hy het met hom gaan praat en hy het hom na die Here toe gelei en daar was trane. Hy kon nie meer praat nie, hy kon nie meer sê wat hom pla nie, maar hy het gehuil en ek glo met my hele hart dat hy sy saak reggemaak. En hy het 'n vrees vir die dood gehad en vanmiddag 27 minute oor 4 het hy die tydelike verruil met die ewige. En my hart is nie seer omdat hy gegaan het nie. Ek is bewoe want hy het die kans gehad. My hart is seer want ek weet as hy daar bo kom, gaan hy ook trane hê. Want hy het soveel tyd gemors. Sien, en wanneer jy gekonfronteer word met wie Jesus Christus is, dan verloor jy die vrees vir die dood en jy besef, ek moet my lewe verander, ek moet iets anders te begin doen. Vrees steel alles wat jy het. My oupa, ek glo hy was bang om oor te gee. Hy was bang om te laat gaan van daai vrees, want dit sou iets anders te beteken het. Dit sou beteken het dat hierdie leefstyl wat hy aan gewoond was, wat hy gekweek het, sou hy moes opgee. Vrees vir hoe die mense in die kerk hom gaan hanteer. Vrees steel so baie van ons, maar meer as dit, meer as die lewenslustigheid wat vrees steel, meer as die vrede wat vrees by jou steel vrees jou vrymoedigheid om te praat oor wie Jesus Christus is. Vrees steel dit by jou. Sien, Johannes val voor Jesus se voete in vrees en Jesus raak hom aan en sê vir hom, moet nie bang wees nie, ek wil met jou praat. Ons sien dit in Johannes se geval en ons sien dit in ons lewens, is soms maak vrees dat ons Jesus mis. En ek weet dis nie presies die situasie wat hier gebeur nie, maar dit is vir my oplettend, dat vrees maak soms dat ek en jy vir die grond kyk. Dat ons gesigte nie op God gedraai is nie. Vrees maak dat ons kop onderste bo deur die lewe gaan, want ek is te bang om op te kyk, bang om te sien wat die lewe vir my in stoor hou. En Jesus raak hom aan en hy sê, kyk vir my, ek wil met jou praat, moet nie bang wees nie. En Jesus doen 'n interessante ding, selfde wat God met Moses in die brandende bos doen. Hy sê nie vir hom, Johannes, kyk op, ek het jou vreeslik oulik gemaak nie.
Johannes kyk op en hou op bang wees want ek het vir jou baie krag gegee nie. Hy sê nie vir hom Johannes, staan op en hou op bang wees want jy is sterk genoeg en jy is oulik genoeg en jy kan goed genoeg praat voor mense nie. Hy sê vir hom, hou op bang wees. Ek is die eerste en die laaste en die lewende. Ek was dood, maar kyk, ek leef vir ewig en ewig ook hou ek die sleutels van die dood en die doderyk. Wat verdryf vrees in my en jou lewe? Is nie skielike 'n inspuiting van krag in ons lewens nie, dit verdryf nie vrees nie. Vrymoedigheid, 'n skielike vrymoedigheid in ons lewens verdryf nie vrees nie. Jou vitamiene in die oggende drink verdryf nie vrees nie. Daar's niks op hierdie aarde wat vrees binne in jou 100% gaan verdryf, gaan uit jou lewe uitjaag, as om te besef wie Jesus Christus is nie. En hy kom en dan verduidelik hy vir Johannes, hy sê vir hom, moenie bang wees nie, hier is hoekom jy nie moet bang wees nie. Die eerste ding wat hy sê, ek is die eerste en die laaste. Wat maak Jesus se woorde so spesiaal vir my en jou? En daar is iets spesiaal daarin, want daar's baie ander plekke in die woord van God waar ons dit lees. Openbaring 22 vers 13. Jesus sê, ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, die begin en die einde. Openbaring 1 vers 8 sê, ek is die Alfa en die Omega, die een wat is, wat was en wat kom, sê die Here God, die Almagtige. Hoekom herhaal Jesus op soveel kere en op soveel plekke vir ons dat hy die eerste en die laaste is, dat hy die begin en die einde is, die Alfa en die Omega, en ek wil sê weer eens, dit raak ons harte nie aan nie, want ons het 'n gebrek aan kennis. Die woord sê my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis, omdat hulle nie verstaan wat ek probeer sê nie. Ons wil nie moeite doen om uit te vind, wat bedoel Jesus wanneer hy sê ek is die eerste en die laaste nie? Ons vat iemand anders se woord daarvoor. Want iemand anders het eendag gesê, as Jesus sê hy is die Alfa en die Omega, dat hy was in die begin daar en hy gaan in die einde ook daar wees, en ons vergeet heeltemal van die stuk hier in die middel en tussenin. Ons doen nie moeite om self uit te vind wat Jesus hier bedoel nie, en daarom raak dit ons nie so hard aan nie. Sien, die gesegde, die Alfa en die Omega, kom uiteindelik, dit verwys na die Griekse alfabet toe. So Alfa in die Griekse alfabet is die eerste letter, Omega is dan nou die laaste letter. So ons verstaan dit as, Jesus was in die begin daar, en hy sal tot die einde toe ook daar wees, en dit is waar. Hy was in die begin daar, sy woord sê dit ook, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was daar in die begin, en ons sien in Openbaring, hy gaan daar in die einde ook wees, maar dis nie al wat dit beteken nie. Sien, Jesus sê nie, dat ek was in die begin, en ek gaan in die einde ook wees. Hy sê nie, ek was by die Alfa, en ek gaan ook by die Omega wees nie. Hy sê, ek is die Alfa, en ek is die Omega. Ek is die begin, en ek is die einde. Nie net ek is daar nie, ek is dit. So wat beteken dit vir my en jou? Dit beteken dat siekte het 'n begin en 'n einde. En weet jy wie is in die begin en in die einde van jou siekte? Jesus. Ek weet dis nie lekker tussenin nie. Ek weet dis moeilik. Ek weet om siek te wees is glad nie lekker nie, om pyn te hê is glad nie lekker nie, maar hy was daar in die begin en hy gaan daar wees in die einde, en hy is die begin van dit, en hy gaan ook die einde daarvan wees, of deur genesing, of deur die tydelike te verruil met die ewige. Jou omstandighede, goed of sleg, hy is die begin van elke dingetjie wat in jou lewe gebeur, en hy is ook die einde van elke ding wat in jou lewe gebeur. Jou verhoudings, goed of sleg, hy is die begin daarvan, en hy gaan die einde daarvan ook wees.
jou situasies, daar waar jy jouself vind, die goed wat net gebeur met jou in die lewe, wanneer dit moeilik raak. Hy was die begin daarvan en hy gaan die einde daarvan ook wees. Alles wat jy deurgaan, alles wat met jou gebeur, alles op hierdie aarde se begin en se einde is in Jesus Christus. Hy sê ek is die begin en ek is hierdie idee en ek weet dit want ek het al die gesprek met mense gehad. Hierdie idee kan mense kwaad maak. Dit kan jou in jou hart laat voel, maar hoekom? Hoekom sal God die begin wees van slegte goed in my lewe? Hoekom sal God die begin wees van siekte? Hoekom sal God die begin wees van armoede? Hoekom sal God die begin wees van depressie? Hoekom sal hy die begin wees van kanker? Hoekom sal hy die begin wees van ellende? Hoekom sal God die begin wees van al hierdie goed? Ek wil vanaand vir jou hierdie sê, want God het van die begin af die einde in oog. En dit maak nie saak hoe dit begin het nie. God begin dit. Wat saak maak, is hoe lyk dit aan die einde? Wat gaan aan die einde gebeur? Ek wil hierdie vers vir julle lees, Romeine 8:28, julle ken dit. Dit sê, ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat hom liefhet, vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is. God sal alles vir die beste laat uitwerk. Ek is nie besig om prosperity te preach nie. Ek sê nie vir jou dat voordat jy doodgaan, gaan jy 'n miljonair wees nie. Nie wat ek vir jou sê nie. Ek sê nie vir jou dat voordat jy doodgaan eendag, dat jy net in vrede en geluk en liefde gaan leef nie. Dis nie wat ek sê nie. Wat ek sê is God gaan alles vir die beste en vir goed laat uitwerk in jou lewe. Ons sit soms die pot mis, want ons dink dit beteken vir my goed. Vir my beste. Sodat ek gelukkig moet wees. Sodat ek oorvloed moet hê, sodat ek alles moet hê wat ek graag wil hê. God sê hy sal alles laat meewerk vir die wat hom liefhet. God sal alles ten goeie laat meewerk. Dit kan beteken goed vir hom ook. Sodat dit goed is op die ou einde vir die persoon wat nie Jesus ken nie. Filippense 1:6, jy's hiervan oortuig dat hy wat die goeie werk in julle begin het, dit sal voltooi tot op die dag van Christus Jesus. Dit wat in jou lewe nou gebeur, dit waardeur jy nou gaan, goed of sleg, bly of hartseer, kalm of kwaad, hy het die goeie werk in jou begin. En ek weet dit voel nie soos 'n goeie werk nie, maar die begin definieer nie die uitkoms nie. Dit mag dalk sleg begin het, maar weet jy wat? Dit gaan 'n goeie werk in jou lewe wees. As ek in die oggende by die kerk kom, so, julle almal ken die kafee hier op die hoek. So, ons cab drivers, hoor ek is dit nou wat hulle self deesdae noem, is nie taxi bestuurders nie, cab drivers. Ja. Hulle besluit sommer net dat daai T-aansluiting wat kerk toe gaan, dis 'n parkeerarea vir hulle. En dan het ek al my salwing gelukkig op 'n maandagooggend verloor, op 'n dinsdag of op 'n woensdagoggend en nie op 'n sondagoggend nie. En dan vra ek myself nou as ek hier instap, maar hoekom moes dit nou gebeur het? Ek verstaan nie. Nou is my hele week omgekrap, my dag is omgekrap. Nou weet ek nie wat om te doen nie. Dit is nie 'n lekker werk nie, maar dit is 'n goeie werk wat God begin het. Want nou gaan my oë oop vir dit wat in my hart aangaan. En ek weet ek kan hieraan werk en ek kan iets hieraan doen. So alles in hierdie lewe, goed of sleg, het 'n begin in Jesus Christus en alles gaan in hom tot 'n einde kom. Hy is die Alfa en die Omega. En Filippense sê tot op die dag van Christus Jesus. Die laaste goeie werk wat Jesus Christus in jou lewe gaan doen. Weet julle wat is dit? Kom aan, ons almal het dieselfde laaste goeie werk wat hy gaan doen. Poorte van die hemel. Die laaste goeie werk wat hy in jou gaan doen. Om te sê, jy's nou klaar. Kom.
Hy is die begin en die einde. So hoekom sê hy vir Johannes, moenie bang wees nie, ek is die eerste en die laaste? Hy sê, want maak nie saak waardeur jy gaan nie, maak nie saak wat se bedreiging dit op jou lewe het nie, maak nie saak hoe dit jou gaan laat lyk nie, ek het dit begin, ek sal dit klaarmaak. Dis waar ons vrymoedigheid moet vind, is in wie Jesus is, die feit dat hy die eerste en die laaste is. En dan sê hy hierdie ander ding, hy sê ek is die eerste en die laaste en die lewende, ek was dood, maar kyk, ek leef vir ewig en ewig. Hierdie is seker die een ding wat elkeen van ons van Jesus weet. Ons weet ons dien 'n lewende God. Amen. Soms neem ons dit nie in ag nie. Soms dink ons nie daaraan nie. Maar ons weet, ons woord sê dit en ons weet ons woord is die waarheid. En as dit nie vir jou genoeg is nie, daar was 500 getuies wat Jesus gesien het, nadat hy gekruisig was, wat kan getuig en sê, hy het opgestaan, 500 getuies, so ons weet dat hy leef. Maar ons vergeet dat hy dood gegaan het ook. Ons weet dat hy leef, maar ons dink hy verstaan nie waardeur ek nou gaan nie. Hy sit in die regterhand van God in die hemel. Hoe moet hy weet hoe ek voel hier op aarde? Ons weet dat hy leef, maar ons dink, hy ken nie my probleme nie. Ons weet dat hy leef, maar kan hy werklik iets aan my situasie doen? Waarom dink julle, het Jesus gedink dis nodig om vir Johannes hier uit te lig en te sê, kyk, ek is die lewende, kyk, ek was dood, maar ek lewe vir ewig en ewig. Jesus was in alle opsigte gelyk aan my en jou. Alle opsigte. Tot die dood toe was Jesus gelyk aan wat ek en jy deurgaan. As jy meer wil weet oor hoe gelyk Jesus aan ons was, op YouTube is daar baie in diepte woordskoolreeks wat ons het oor dat Jesus mens was. En die vers waaroor ons gepraat het is Johannes 1 vers 14 wat sê, en die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Filippense 2 vers 6 tot 8, dit gaan nie op die bord wees nie, maar hoor dit net. Hy sê, hoewel hy in die gestalte van God was, het hy gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie, maar hy het homself daarvan leeg gemaak deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy in die vorm van 'n mens verskyn het, het hy homself verneder deurdat hy gehoorsaam geword het tot die dood toe, ja, die dood aan die kruis. Hy het gekies om deur alles waardeur jy moontlik kan gaan in hierdie lewe deur te gaan. Te sê, ek gaan 'n mens word. Hy weet hoe dit voel waardeur jy nou gaan. Hy weet wat dit kos. Hy weet wat dit jou kos om 'n sekere besluite te maak. Hy weet wat dit jou kos om sekere gewoontes neer te lê en te sê, Here, ek wil vir U leef. Hy weet wat dit kos. Hy weet hoeveel dit vat om elke oggend op te staan en te sê, ek gaan weer traai vandag. Here, hy weet wat dit vat. Hy weet dat dit moeilik is. Hy weet, want hy het geleef, en hy het gesterf, en hy het weer opgestaan. Sien, hier is hoekom ek en jy nie moet bang wees nie. Nommer 1, want ons weet dat daar is nie 'n situasie nie, daar is nie omstandighede nie, daar is nie 'n groep mense vir wie die Here vir my wys om mee te gaan praat, wie hy nie die begin in het. Hy het die krag om in 'n oomblik hulle almal se harte om te draai. Ek en jy, ons raak bang. Ons raak bang vir wat die mense gaan sê. Ons hoef nie te vrees nie, want hy is die Alfa en die Omega. Elke situasie het in hom begin en elke situasie gaan in hom tot 'n einde kom. Jy het die reg om te vrees as dit jou werk was om mense te oortuig.
Want dit beteken, dit gaan afhang van hoe goed jy doen, of hulle gaan instem of omkeer of tot bekering kom. Maar hier is die wonderlike ding. Nie jou werk om te oortuig. Dis jou werk om te verkondig. Dis jou werk om te sê. Dis jou werk om jou mond oop te maak en te sê, dit is wat die Here verwag. Dit is jou werk om te sê, ken jy Jesus Christus? Weet jy wie hy is? Dit is jou werk. En weet jy wat? Omdat hy die begin en die einde is die res sy werk. En hy sal dit doen. So kan ek en jy na vanaand ophou om in vrees te leef. Omdat ons weet wie hy is. Omdat ons weet elke goeie werk het hy begin. Ons het vanoggend soveel droomsessies gehad en ons bord is daar. Ons het saam gedroom en beplan aan die toekoms van hierdie kerk. En ons kan vanaand hier sit en ons kan aan daai bord kyk en al daai goed op daai bord en daar's groot goed. En ons kan met vrees gevul word, want Here, hoe gaan ons hierdie doen? Here, die finansies klop nie. Here, die mense, hier's nie genoeg mense nie. Daar's iemand wat geskryf het, ons moet 'n tweede verdieping vir die kerk bou. Ek like dit. Om galery in te sit. Hoekom nie? En vrees kan maak dat ons sê, maar Here, nee, dalk nie. Jou werk is nie om dit te laat gebeur nie. Jou werk is om net aan te hou vertrou. Jy sê, Here, dis die droom wat U vir ons gegee het. Ons gaan dit doen. Daar's mense wat geskryf het om 'n eklesia ouete huis te begin. Man, dit gaan lekker wees. Ek weet nie, dit gaan 'n interessante gesprek wees, die ouderdomsbeperking. Ek meen, wanneer laas was daar van julle ouderdomsbeperking gewees vir iets? Hè? Daar's mense wat geskryf het 'n eklesia kinderhuis. Dis 'n uitdaging en 'n half, maar weet jy wat? Dis nie onmoontlik nie. Klaskamers vir die Sondagskool. Dit klink uitdagend. Maar dit is nie my werk om dit te maak gebeur nie. Dis my werk om aan te hou die Here te vertrou. Dis my werk om aan te hou te verkondig wie hy is. Want weet jy wat? Hoe meer ek verkondig, hoe meer word die saadjies geplant. En as al saadjies geplant is, dan kan hy mense begin stuur. Dan kan hy sê, julle het nou gehoor. Julle het nou gehoor, julle kan nou nie meer ontken nie. Ek het iemand tot by jou deur gestuur. Jy weet nou, jy gaan nou opstaan en kerk toe gaan. Maar dit vat dat ek en jy ophou om in hierdie vrees te leef. Want weet jy wat? Hy het die goeie werk begin. En hy gaan die goeie werk klaarmaak. Dis nie jy nie. Kan ons ophou in vrees leef? Want ons weet dat hy leef. Dat hy het dood gegaan en hy leef weer. Weet jy wat? Jesus is so intentioneel met alles wat hy sê en alles wat hy doen. Hy sê, ek is die lewende een. Ek het dood gegaan, maar kyk, ek leef weer. Wat beteken alles wat hierdie lewe jou kant toe kan gooi? Alles wat dit met jou kan laat gebeur, alles waardeur jy kan gaan, weet jy wat? Jy gaan okay wees. Want hy was daardeur. En hy het die volle gestalte van 'n mens aangeneem. Wat beteken in elke opsig was hy soos jy gewees. Soos hy daardeur kon gaan. Die woord sê dat deur die Gees wat hy in ons gesit het, sal ons groter werke doen. So weet jy wat, jy gaan nie net ook daardeur kan gaan nie. Jy gaan groter daardeur gaan. Want hy stel jou in staat om dit te doen. Ek vra dat die musiekspan so langs vorentoe kom en ons gaan die geleentheid gebruik om gaan vir die leierskap vra dat hulle my sal help, maar ons wil die geleentheid gebruik. As jy vanaand hier is en jy sê ek wil klaarmaak met hierdie vrees in my binnekant. Ek is moeg
vir bang wees. Ek is moeg om tot by die punt te kom waar ek iets gaan doen vir die Here en dan oorval vrees my en dan hou ek terug en dan staan ek terug. Ek is moeg daarvoor om vrees te hê vir die omstandighede. Ek is moeg om konstant in vrees te leef. As jy daar is, wil ek jou uitnooi. Ons gaan nou weer die Here se naam groot maak. Ons gaan nou weer sing en speel. Gebruik die geleentheid om by hom uit te kom. En as jy voel jy het gebed nodig, tree uit. Moenie laat vrees jou vanaand stop en jou in die bank hou nie. Want dit gaan die eerste tree wees vir jou om oor hierdie vrees te kom. Gaan die eerste tree wees. Wanneer ek besef dat dit is wie Jesus is, die lewende een, die eerste en die laaste, dan sal vrees nie meer in my hart heers nie. Sien, Jesus gee vir ons 'n opdrag in die woord van God. 'n Opdrag. Gaan dan heen, maak disippels van die nasie. En vrees keer ons. Vrees maak my siek, vrees verhoed my, maar, en ek sluit af hiermee, maar die kennis van wie Jesus is, stel my in staat om alle vrees te verdryf. Nie jy nie. Dit help nie om elke oggend in die spieël te staan. Jy te sê, jy gaan nie bang wees nie. Jy gaan nie vandag bang wees nie. Jy gaan nie vandag bang wees nie. Dit help. Wat help is as jy jou woord oopslaan. En jy kyk in daai spieël. En hy sê vir jou, ek stel jou in staat. Ek gee jou die krag. Ek is die lewende een, ek is die alfa en die omega, ek is die begin en die einde, ek is met jou. God sê dit vir Moses, maak nie saak wat jy vir hulle sê wie jy is nie. Dit maak nie saak wat jy vir hulle sê hoekom jy hier is nie. Wat saak maak is sê vir hulle, ek is wie ek is by jou. Dis wat saak maak. Die Here vanaand van jou vra môre op die hoek van Totally Gas, om daar te gaan staan en Amazing Grace op die top van jou longe te sing. Moenie sê, Here, ek is bang want ek kan nie sing nie. Die Here vir jou vra om môre by die ouete huis in te stap en vir mense te gaan bid. Moenie sê, Here, ek is bang want ek kan nie bid nie. Die Here sê, gaan en gaan maak disippels. Moenie sê, Here, ek is bang want ek weet nie wat om te sê nie. Want dit gaan nie oor jou nie. Jy's net 'n instrument in sy hand. As vrees jou weer oorval, as vrees weer maak dat jy voel ek kan dit nie doen nie. Ek wil nie hê almal moet tattoos gaan kry nie, maar skryf dit iewerste op jou hand. Wie is Jesus? Vra jouself net daai vraag. Herinner jouself net. Wie is hy? Dis wat die verskil maak. Amen.